God se hart is dat jy toegerus moet word vir jou voltydse bediening. Of dit nou daar by die werk is, en of dit daar in die huis is, en of tussen jou vriende is. En daarom wil ek baie graag in hierdie sessie vir jou neem na daai gedeeltes in Romeine 12 en 1 Korintiërs 12, en vir jou presies gaan wys wat staan rondom die gawes en hoe ek glo die Here kan vertrou om ons te gebruik om mekaar met die gawes te bedien. Mag die Here dit werklik gebruik om jou toe te rus. As we open your word, oh Lord, as we look into your truth, as we turn through pages of your wisdom, come show yourself to us. We invite your Holy Spirit as our teacher and our friend. Speak life into these empty chambers with the richness of your love. Breathe life into these empty chambers, and Lord, let your kingdom come. Vader, baie dankie vir die pad wat u met ons besig is om te stap. Dankie dat u uw woord gebruik om dinge vir ons oop te maak, dat ons verstaan wat in die hart is en hoe dinge werk en hoe u kinders wil bedien om hulle weer te gebruik om ander te bedien. En daarom bid ek dat u ook vandag dit wat ons rondom u woord met mekaar gaan deel, dat u werklik self deur u gees aan elkeen van ons dit sal bedien wat ons nodig het om te hoor. Maak ons bewus, Here, van wat u hart is. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek wil baie graag hierdie sessie gebruik om so 'n bietjie vir jou te neem na gedeeltes in die Bybel oor die gawes van die Gees. Ek is so bewus daarvan dat in baie dele van die liggaam van Jesus, en die deel waaruit ek kom, in die gereformeerde wêreld, hoe min ons werklik weet van wat in die Bybel staan oor die gawes. Kom blaai saam met my 'n bietjie na Romeine 12 toe, wat een van die sleutelgedeeltes is, en daarna gaan ons 1 Korintiërs 12 'n bietjie na kyk. Romeine 12. Daar in Romeine 12 vanaf vers 6. Kom ons lees vanaf vers 5. Staan daar, net so is ons, alles ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede vir mekaar. Wat vir my belangrik is, wat ek net weer opnuut besef, is dat Jesus sê, my liggaam is een. My liggaam is een. Met ander woorde, dat die liggaam van Jesus nie, so wat ons gewoonlik praat, uit verskillende kerke bestaan nie, maar dat die liggaam van Jesus eintlik een groot familie is, wat bestaan uit onderlinge kleiner families, maar dat almal van ons deel is van een liggaam, sê Jesus. En binne hierdie liggaam gee Jesus dan, so wat hy dit wil reël, deur die werking van sy Gees, verskillende gawes aan sy mense, om mekaar daarmee te bedien en om die gemeenskap daarmee te bedien. Hy sê, ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Luister 'n bietjie net, hoor net die woord genadegawes, volgens die genade wat God aan elkeen gegee het. Nou, genadegawes is eintlik 'n tautologie. Is eintlik twee begrippe wat presies dieselfde sê, want genade sê geskenk en gawe sê geskenk. Met ander woorde, die woord genadegawe is eintlik geskenk. Wat eintlik vir ons sê, God gee deur sy Gees geskenk aan sy mense. Met ander woorde, hulle kan nie daarop roem nie. Dis nie een of ander prestasie as God hulle byvoorbeeld gebruik in genesing of om 'n profetiese woord vir iemand te gee nie. Dis God wat deur sy Gees ons bonatuurlik toerus, bonatuurlik, daar het niks met jou te doen nie, geskenk uit die hemel, met sy geskenk, genadegawes. En hy doen dit uit genade uit, sonder dat jy enigiets daarmee te doen het.
En dan begin hy opnoem van die persente wat God so aan ons gee. Hy sê, as dit die gawe is om te profeteer, laat ons dit in ooreenstemming met die geloof wat ons bely gebruik. Wat belangrik is, ek weet party van julle het die nuwe vertaling. Ongelukkig is daar weer 'n vertalingsfout hierso in die nuwe vertaling, want die nuwe vertaling sê, as dit die gawe is om God se boodskap te verkondig. In die Grieks staan daar baie duidelik die werkwoord om te profeteer. Nee, om te profeteer. Wat iets heeltemal anders is as om God se boodskap te verkondig. As dit dan is die gawe om te profeteer, met ander woorde om letterlik van God 'n woord te ontvang wat bedoel is vir iemand anders, waar God sê, dis my plan vir jou lewe, dis waarheen ek met jou op pad is, dis hoe die dinge in mekaar pas, né? Waar God jou wil gebruik in iemand anders se lewens, om amper nie die boodskapper te wees van daai boodskap. As dit die gawe is om te profeteer, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Nou wat dit vir my beteken hierdie laaste stukkie, is dat God sê, ek wil jou gebruik in die gawe van profesie. Ons gaan vir mekaar wys uit 1 Korintiërs 14 byvoorbeeld. As daar een gawe is waarin God al sy kinders wil gebruik, is dit juist die gawe om te profeteer. Die gawe van profesie. Met ander 1 Korintiërs 14 sê, ons kan letterlik hierdie gawe van profesie begeer van God. Vir God sê, Here, ons sien in 1 Korintiërs 14, dat U sê, dat ons van U kan begeer om ons te gebruik in die gawe van profesie. Nou hy sê daar, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Met ander woorde, as jy God vertrou om jou in een mens se lewe te gebruik in profesie, dan gaan jy beleef dat die Here jou in een mens se lewe gebruik in profesie. Maar as jou begeerte is soos my begeerte, om werklik in soveel as moontlik mense se lewens gebruik te word, met die gawe van profesie, gaan jy beleef hoe God jou meer en meer begin gebruik in hierdie gawe, in ooreenstemming met jou geloof. As jy hom vertrou vir een, dan gaan jy beleef, hy gebruik jou in een se lewe. As jy hom vertrou vir 100, dan gaan jy beleef hoe hy jou in meer en meer en meer mense se lewens gebruik, in die gawe van profesie. As dit is om te dien, laat ons dien. Die Here sê vir alle Christene om mekaar te dien. Maar hier gaan dit oor 'n bonatuurlike gawe, in die gawe van diens. Met ander woorde, daar's mense, ons ken hulle, binne die liggaam van Jesus, wat 'n hart het om mense te dien, wat geen probleme daarmee om agter die skerms te werk nie, om mense se voete te was, né? En dis waaroor dit hier gaan. Dit gaan oor 'n buitengewone gawe om mense te bedien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Hier gaan dit oor die gawe van lering. Die Here gee vir sekere mense 'n bonatuurlike vermoë om te sien hoe die Bybel en die waarhede van die Bybel in mekaar inpas, om insig daarin te hê en om dan weer in staat te wees om dit oor te dra aan die kinders van die Here, sodat hulle, as hulle daarna luister, beleef maar, en ek het nog altyd hierdie ding gelees, maar nooit geweet hoe pas dit in mekaar nie. Skielik verstaan ek wat die Here regtig bedoel het, gawe van lering. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Nee, 'n mens kry mos mense wat 'n bonatuurlike vermoë het, gawe het, om ander te bemoedig. As jy in hulle geselskap kom, is daar net so 'n dampkring rondom hulle, wat as jy daar instap, dan voel jy hoe lig dit jou op, hoe lig dit jou gees op. Nee, miskien was jy moedeloos of bedruk, as jy in hulle geselskap is, nee, is dit amper asof daar net 'n lig skyn en skielik sien jy hoe pas goeders in mekaar en jy voel hoe word jy opgelig en jy sien weer lig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. Die Here vra vir al sy kinders om te gee. Maar hier in Romeine 12 gaan dit oor die bonatuurlike gawe wat God aan sekere mense gee om te kan gee. Ek noem hulle kingdom stewards. Dis mense wat iets verstaan van die koninkryk en waar geld en finansies en bronne inpas in die koninkryk.
En dat die koninkryk van God nie eintlik kan kom sonder geld en sonder letterlik bonatuurlike bronne nie. En hierdie ouens het regtig beleef hoe God vir hulle 'n hart gee om te kan gee. Hulle verstaan waar pas geld en finansies in die goeders in. En hulle begin die Here vertrou. Omdat God vir hulle in hierdie rol wil gebruik. Hulle begin God vertrou om ergens in die besigheidswêreld waar God vir hulle 'n plek gegee het en 'n verhoog gegee het, om God te vertrou. Nie net vir genoeg finansies vir hulle en hulle gesinne nie, maar om vir bonatuurlike finansies. Meer as genoeg finansies. Sodat hulle en hulle gesin genoeg kan hê, maar hulle letterlik bonatuurlike bedrae en bronne beskikbaar kan stel sodat die koninkryk van God kan kom. Kameras, voertuie, huise, en natuurlik rand en sent. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. Ek wil hierdie ouens het nie, ek wil hulle het geen begeerte om hulle naam onderaan te hê, hierdie persoon het soveel gegee, ek wil dit is nie in hulle hart nie, daar's geen bymotiewe vir hulle nie, want hulle het iets verstaan van God se koninkryk wat moet kom. As ons leiding gee, dan met toewyding. Hier gaan dit oor 'n bonatuurlike vermoë om leier te gaan wees, vir leierskap. Nee, die Here gee, party mense het 'n natuurlike aanleggawe om te kan leiding neem. Maar hier gaan dit oor 'n bonatuurlike vermoë, 'n bonatuurlike gawe wat God aan sekere mense gee, sodat die koninkryk kan kom, sodat God se mense kan doen wat hulle moet doen. Nee, gee die Here vir sekere mense 'n bonatuurlike vermoë om te kan leiding neem. En wat verder belangrik is, dan met toewyding. Want die van julle wat al in 'n posisie van leierskap was, weet, leiers het letterlik 'n bonatuurlike gawe nodig om te kan aanhou, ten spyte van die feit dat die mense rondom jou moeg raak, want hulle raak moeg. En partykeer is jy alleen, en partykeer moet jy letterlik mense aanhou motiveer, en daai toewyding om te kan aanhou, is deel van hierdie bonatuurlike gawe wat die Here ook vir sekere mense gee. As ons ander help, dan met blymoedigheid. In die ou vertaling het daar gestaan, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Hier, barmhartigheid gaan daaroor dat jy 'n bonatuurlike hart, vermoë, gawe van God ontvang, om mense vir wie jy niks skuld nie, jy skuld hulle niks nie, om 'n hart vir hulle te hê, iets van God se hart, wat hulle nood raak sien, en om dan daai nood in die kol te kan bedien. Met blymoedigheid, met hierdie blydskap en vreugde wat jy dan nodig het. Kom ons blaai na die volgende gedeelte toe wat ons gehelp word om gawes te verstaan. 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12, eintlik is dit 3 hoofstukke. 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Wat al drie eintlik by mekaar pas, en ons kan eintlik nie een van hierdie hoofstukke sonder die konteks van die ander hoofstukke met mekaar behandel nie. Onthou nou, 1 Korintiërs 12 gaan spesifiek oor die gawes, oor God se liggaam, wat uit verskillende ledemate bestaan, en elkeen met sy eie gawe, en ons het elkeen mekaar nodig, en ons is 'n eenheid, en in die mate wat elkeen 'n ruimte kry om mekaar te kan bedien, in daai mate bou die liggaam homself op, bedien die liggaam homself, en kan God die liggaam gebruik in die gemeenskap, Dit staan in hoofstuk 12. In hoofstuk 13, 1 Korintiërs 13, sê Paulus, maar hierdie bediening van mekaar en van die gemeenskap vind alles plaas in die dampkring van liefde. Ons kan nie werklik mekaar met die gawes bedien, binne die liggaam en daar buite in die gemeenskap, as ons nie iets verstaan, as God nie deur sy gees hierdie liefde vir mekaar gee nie. 'n liefde soos Jesus, wat Jesus gehad het nie. En dan 1 Korintiërs 14, waar dan sê, ek het nou vir julle al die gawes gewys, maar die een gawe wat God, almal van ons wil ingebruik, is die gawe van profesie. Baie mense dink 1 Korintiërs 14 gaan oor tale. 1 Korintiërs 14 gaan nie in die eerste plek oor tale nie. Paulus praat wel oor tale, want binne hierdie gemeente in Korinthe, het gelowiges verkeerdelik begin dink, dat die gawe van tale is die belangrike gawe, en almal moet in tale kan praat, en in die byeenkomste was dit amper chaos geweest, soos almal probeer om in tale te praat.
En dan kom Paulus en dan help hy net hierdie Christene om te sien hoe hierdie gawes in balans, hoe hulle inpas in God se prentjie en veral in die byeenkoms van gelowiges. En dan wys hy vir hulle, nee, julle verstaan nie mooi nie. Dis nie eintlik gawes wat in die eerste plek in die byeenkomste van gelowiges 'n belangrike rol moet speel nie. Ja, daar is plek daarvoor. Maar dan is daar 'n sekere orde. Maar die gawe wat God werklik in die byeenkoms van gelowiges veral kan gebruik, is die gawe van profesie. Dis die een gawe wat almal van ons kan verlang van God. Kom ek wys gou vir jou 'n bietjie, hoe pas hierdie goed in mekaar. 1 Korintiërs 12. Kom ons begin daar by vers 4. Paulus sê daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Hoor jy die drie begrippe wat Paulus gebruik om vir ons amper te help om te verstaan wat gawes is. Gawes is, soos wat hy dit daar beskryf, genadegawes, met ander woorde is persente. Maar gawes is ook bedieninge, dis 'n manier hoe God deur die werking van sy Gees op 'n bonatuurlike manier gelowiges en die gemeenskap daarbuiten bedien. Met ander woorde, in 'n sin, as ons toelaat dat God deur die werking van sy Gees, deur die gawes werk, dan is dit eintlik Jesus wat besig is om mense te bedien met sy genade, met sy liefde, met verlossing, met genesing, met openbaring. Dis God wat Jesus wat besig is om mense te bedien. Maar terwyl die gawes vloei, beleef ons ook iets van krag. Dis 'n kragtige werking. Dis Jesus Christus wat in sy krag besig is om mense te bedien. Of dit nou met openbaring is of met genesing of wat ook al, Ons moet verstaan dat Jesus besig is om mense te bedien deur die werking van sy Gees, sê Paulus. En dan staan daar in vers 7: Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. As God vir jou 'n sekere gawe gegee het, dan is daai gawe nie in die eerste plek vir jou nie. Jy's net bedoel om die tuinslang te wees, daai beeldjie van ons, ingeprop by die kraan en 'n oop kanaal sodat God kan self, hy draai die kraan oop wanneer hy wil, hoe hy wil, hy bepaal wat stroom deur die pyp. En as die pyp dan oop is, dan beleef ons hoe God besig is om mense te bedien deur die gawes. En dis tot voordeel van die mense wat daardeur bedien moet word. Jy as die tuinslang moet maar net sorg dat jy mooi hoor by God. Waar moet jy as die punt van die tuinslang wees? Waar wil God nou mense bedien? 'n stroom lewende water in mense se lewens in laat vloei. En dan begin hy die gawes een na die ander opnoem, daarvan in vers 7 in 1 Korintiërs 12. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. 'n woord van wysheid. Eerste gawe wat Paulus dan hier opnoem is 'n woord van wysheid. Die volgende gawe wat hy net hierna gaan opnoem, as hy sê in vers 9, aan die ander een gee ook in vers 8, aan 'n ander een 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Woord van wysheid, woord van kennis. Wat is die verskil tussen 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis? As die Bybel hierdie begrip wysheid gebruik in hierdie sin, dan is dit nie daai wysheid waarvan ons byvoorbeeld lees in Jakobus 1 vers 5, as Jakobus sê, as julle wysheid kort kom, vra dit van God nie. Daar praat Jakobus met alle gelowiges. Hier in 1 Korintiërs 12 vers 8 gaan dit oor wysheid as 'n bonatuurlike gawe wat God aan sekere gelowiges in sekere situasies gee. Hier gaan dit oor daai wysheid waarvan ons byvoorbeeld lees in Salomo se lewe. Onthou julle, toe God vir hom gesê het, jy kan enigiets van my vra. En Salomo dan sê, Here, ek moet koning wees oor 'n land. Ek is 'n gewone mens. Gee vir my hierdie bonatuurlike wysheid en insig om u volk te kan lei. Dis daai soort wysheid. Daai bonatuurlike wysheid. As ek aan wysheid dink, dan is die prentjie wat ek van hierdie bonatuurlike wysheid het. Weet ek was vir 4 jaar het ek predikant in die lugmag. En dit was nog die tyd toe ons oorlog gemaak het. En ek onthou die tyd wat ons daar op die grens was ek saam met die manne van die lugmag daarbo en as daar 'n vliegtuig inkom na 'n basis toe,
Dan het ons gewoonlik met die helikopters opgegaan en ons het bo met die helikopter daar bo gehang, want die helikopter het kanonne gehad, om as daar dalk terroriste skiet op die vliegtuig wat kom land, dan kon ons die vliegtuig beskerm met die helikopter wat bo hom gehang het. En dan het ek gewoonlik saam met die ouens in die helikopter opgegaan, en dan, die een oomblik is jy nog hier tussen die bome en die berge, op die basis, en die volgende oomblik in die helikopter, dan gaan jy al hoor en hoor en hoor en hoor, en hang jy daar bo. En as jy so afkyk, daarvan bo af, is dit wat eers berge en bosse was, wat letterlik jou uitsig versper het, is skielik net nie meer daar nie, dis soos 'n mat hier onder jou. Ja, jy kan sien daar sulke hobbels, maar skielik het jy van bo af hierdie breë perspektief. En dis presies wat hierdie bo-natuurlike gawe van wysheid is. Dis God gee in sekere situasies vir sekere mense, deur die werking van sy gees, hierdie bo-natuurlike breë perspektief, insig in dinge, hoe die goeders in mekaar inpas, in die geheel prentjie. Dis wysheid. Dis wysheid. Ons sien hierdie gawe in Jesus se eie lewe funksioneer. Nee, as mense na hom toe kom, en byvoorbeeld daar in Matteus 22, dan vra die ouens vir hom, moet ons belasting betaal? Dan gee God deur sy gees vir hom hierdie bo-natuurlike wysheid, wat hom laat antwoord. Geef my 'n muntstuk. Nee, wie se kop sien julle op die muntstuk? Dan sê hulle die keiser sin, en dan sê hy vir hulle, met bo-natuurlike wysheid, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, maar aan God wat God toekom. Dis bo-natuurlike wysheid, dis die gawe van bo-natuurlike wysheid. Hoe verskil dit dan van die gawe van 'n woord van kennis? Wat ons lees die volgende gawe, wat God baie keer in ander situasies gee. 'n Woord van kennis is, in hierdie gawe het ons te maak daarmee dat God deur sy gees detail kennis, bo-natuurlike detail kennis, wat jy nie gehad het nie, in 'n bepaalde situasie, miskien oor iemand, of oor die situasie aan jou gee. Bo-natuurlike detail kennis. Ons sien byvoorbeeld hierdie gawe in Jesus se lewe funksioneer. Daar in Johannes 4, waar hy met die Samaritaanse vrou by die put praat, onthou julle? Nee, daar waar hierdie vrou met hom eers redekawel, en dan sê hy vir haar, gaan roep jou man. En dan sê sy vir hom, maar ek het nie 'n man nie. Dan sê hy vir haar, ja, jy's waar, dis die waarheid wat jy sê, want jy het 5 mans gehad, en die man by wie jy nou bly is nie jou man nie. Nee? En onmiddellik, hierdie detail kennis wat hy in haar lewe bedien, help vir haar om te besef, maar hierdie is nie net 'n gewone man nie. En dit gebruik God se gees dan om haar oë te begin oopmaak, vir wie werklik hier met haar praat, die Messias. Nee, wat haar lewe uiteindelik dan verander, die gawe van detail kennis. Vers 9, aan 'n ander een gee hy geloof deur dieselfde gees. Nou as Paulus hier praat van geloof as 'n bo-natuurlike gawe, dan is dit natuurlik nie die gawe die geloof wat ons almal ken nie, wat God van elkeen van ons vra as hy sê glo in Jesus nie. Dis nie daai soort geloof waaroor dit hier gaan nie. Die gawe van geloof waaroor dit hier gaan, is 'n gawe, 'n bo-natuurlike gawe om God in spesifieke situasies te vertrou, om werklik God te wees, om in te gryp, om dinge te verander. Hierdie gawe van bo-natuurlike geloof is daai gawe wat ons byvoorbeeld in Elia se lewe kry, in 1 Konings 17 byvoorbeeld, waar God vir hom sê, hier gaan 'n droogte wees. En ek wil hê jy moet daar by daai klein spruitkrit gaan sit, en ek gaan vir jou versorg. Daar gaan elke dag vir jou water wees, midde hierdie droogte, gaan daar vir jou water wees. En Elia, ek gaan kraaie gebruik, om vir jou brood en vleis elke dag te gee. Vir Elia, Elia het 'n bo-natuurlike gawe van geloof nodig gehad, om te glo, daar gaan water wees, maar veral, daar gaan brood en vleis wees, en dat die kelner wat dit vir hom gaan aanbring, 'n kraai gaan wees. Kan jy dink, 'n kraai, wat brood en vleis eet? Ek wil hierdie kraai gaan vir hom in die oggend en die aand, letterlik soos 'n hamburger, die brood en vleis bring. 'n Kraai, jy het bo-natuurlike geloof nodig om dit te glo. Nee? En dit gaan oor 'n bo-natuurlike gawe van geloof, om God te vertrou, om in 'n spesifieke situasie God te wees. Baie keer as God ons wil gebruik om byvoorbeeld genesing aan iemand te bedien, behalwe die bo-natuurlike gawe van genesing, het jy hierdie bo-natuurlike gawe van geloof nodig, om God te vertrou, dat hy iemand gaan genees. Baie keer werk hierdie twee gawes dan ook so saam met mekaar.
Aan 'n ander een sê hy, genadegawes, let wel, meervoud. Die enigste plek waar daar sprake is van gawe in 'n meervoud. Genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Met ander wat Paulus dus vir ons hier sê, is dat God deur die werking van sy Gees rondom genesing verskillende soorte gawes gee, bonatuurlike gawes gee, wat jy nie gehad het nie, niks met jou te doen nie, is 'n stroom letterlik krag van God af, wat spesifiek op hierdie area inzoom, genesing. Maar verskillende vorms van genesing wat God kan gee, verskillende gawes van genesing wat God kan gee in spesifieke situasies, na aanleiding van die nood in daai situasie. Wat 'n soort genadegawes van genesing kan ons kry? Ek dink daar's ten minste in 3 areas gawes wat ons kan kry. Ons kan gawes kry wat God se Gees gee, waar God mense wil bedien in hulle gees. Ander gawes weer van genesing waar God mense wil bedien in hulle sielsarea. Ander gawes van genesing waar God mense spesifiek wil bedien fisies in hulle liggaam. Genadegawes in hulle gees. Hoe bedien God iemand se gees met die gawe van genesing? Ek dink dis wat die Bybel beskryf as wedergeboorte. Waar God se Gees kom en letterlik kom en vir iemand 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. En daai mens voor dit totaal verlore was, maar deur die werking van God se Gees, die bonatuurlike werking van hierdie gawe van genesing, word iemand letterlik nuut, splinternuut. Ken hulle Jesus as Here en Verlosser, kry hulle oë om God te raak te sien, ore om God te hoor. Bonatuurlike gawe van genesing, maar in iemand se gees. God maak iemand se gees nuut en heel. Volgende area waar God genesing kan bedien, is die gawe in die area van die siel, die fisies-chemiese gedeelte van die mens. Dis daar in ons gedagtewêreld of in ons emosionele wêreld, of daar waar ons wilskeuses moet maak. Dit word beskryf in die Bybel as siel, ons sielsarea. Dink byvoorbeeld aan die emosionele genesing. Iemand worstel met 'n depressie, of 'n gees van minderwaardigheid. En God kom, wanneer hy die bonatuurlike gawe van genesing gee, rondom emosies, kom God en hy kom begin daai persoon bedien in sy of haar emosies, in hulle gedagtewêreld. Ek wil hierdie persoon sukkel met minderwaardigheid. Ek wil van kleins af, iets het miskien gebeur, miskien was dit 'n pa of 'n onderwyser, wat in jou lewe ingespreek het, hierdie gesagsfiguur, wat jou laat begin glo het, jy beteken niks nie. Jy's gemors. Niks wat jy doen kan sukses hê nie. Jy gaan nooit 'n sukses in hierdie lewe wees nie. En dan kom God deur die bonatuurlike gawe van genesing, en hy begin jou bedien, en hy begin jou gedagtes vernuwe, en jou emosies vernuwe, en jy begin jouself sien met God se oë, en jy begin verstaan, ek is kosbaar in God se oë. Toe God my gemaak het, het hy my uniek gemaak, as niemand soos ek op hierdie aarde nie. God wil my gebruik om bonatuurlike dinge te doen. Ek pas ergens in God se prentjie in, en in hierdie proses begin goed in mekaar pas, en begin jy, dis soos 'n nuwe bril wat jy opkry. En tot jou verbasing begin jy dinge anders sien en na jouself anders kyk. Stuk emosionele genesing wat plaasvind. God vernuwe jou gedagtes, emosies, vernuwe hy. En dit maak natuurlik dat jy sekere keuses, nuwe keuses begin maak. Jou wilsarea begin verander. 'n Stuk genesing begin daar plaasvind, waar jy voorheen byvoorbeeld, omdat jy minderwaardig was, nuwe besigheidstransaksies eers wou aanpak nie, nuwe goed wou waag nie. Begin jy agterkom, maar ek is in staat tot seker goed, en jy begin ander keuses maak. Stuk genesing wat plaasvind, ook in hierdie sielsarea van jou. En natuurlik die derde vorm van genesing, die derde gawe van genesing, is rondom fisiese probleme. Daar waar Jesus byvoorbeeld 'n verlamde man bene gee om te loop, 'n blinde man laat sien, iemand wat doof was laat hoor. Dis die gawe van fisiese genesing. Ons beleef dit oral oor die wêreld waar God besig is om deur hierdie gawe werklik mense ook op 'n fisiese vlak te bedien. In my eie lewe, hier rondom 1993, 2 mense wat vir my gebid het, nadat ek 3 jaar dood gegaan het aan 'n siekte waarvoor daar nie 'n oplossing in die wêreld is nie. 2 tannetjies. Hulle was nog skaam geweest, maar hulle het net gesê, die Here het gesê ons moet vir jou bid, want God wil jou genees. En in een oomblik raak God my aan en hy genees my.
gawe van genesing, fisiese genesing. Vers 10. Aan 'n ander een gee hy die krag om wonders te doen. Nee, die krag om wonders te doen. Bo-natuurlike, goddelike krag om wonders te laat gebeur. Ons sien hierdie gawe in Jesus se lewe opereer, daar waar hy die brood en die visse vat en dit breek en by een geleentheid meer as 4000 manne alleen. Ons sluit nie eens die vrouens, dink dit in die vrouens, seker om plus minus 800 of 1000 mense wat kos gekry het by daai geleentheid. Ek praat 1000, 10.000 mense wat by daai een geleentheid kos gekry het. By 'n ander geleentheid 5000 manne. Dan sluit ons eers die vrouens en die kinders in nie. Nee, heel waarskynlik so tussen 10 en 15.000 mense wat hy kos gee met 'n paar broodjies en visse. Dis 'n bo-natuurlike wonderwerk wat hier gebeur. God se gees wat 'n bo-natuurlike wonderkrag laat opereer. Daar waar hy 'n storm laat stil maak. 'n Storm stil maak. Die gawe van wonders wat daar opereer in daai bepaalde situasie. Aan 'n ander een gee hy die gawe van profesie. Die gawe van profesie. Hierdie gawe van profesie, kom blaai gou saam met my daarna 1 Korintiërs 14 toe. Ek het net nou gesê, 1 Korintiërs 14 gaan eintlik daaroor dat Paulus besig is om die gemeente te help om te verstaan waar pas profesie in die gemeente en in die gemeenskap in. Kom ek lees gou daar waar daar staan, 1 Korintiërs 14 vers 1. In die lig van hoofstuk 13 sê hy, julle moet die liefde nastreef, en dan, lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Ek weet die nuwe vertaling het weer daar vertaal, verkeerdelik, om God se boodskap te verkondig. In die Grieks staan daar om te profeteer. Paulus is besig om te sê, julle kan julle daarop toelê, God daarvoor vertrou, om vir julle veral te gebruik in die gawe van profesie. Dis die een gawe wat julle werklik God kan vertrou om almal van ons in te gebruik. Nou ons het ons door 'n pad geloop deur die Ou Testament. En ons het telkens gesien, as God iemand bo-natuurlik toerus, die een gawe wat ons gereeld gesien gebeur het, amper as teken daarvan dat God mense bo-natuurlik toegerus het, was die gawe van profesie. Daar julle Moses, daar rondom Moses, die 70 manne, Joël praat daarvan, in Joël 2 vers 28 en 29, die gawe van profesie. En hier sê Paulus weer, die een gawe waarin God sy nuwe era, sy nuwe geslag in hierdie nuwe era wil gebruik, al sy mense wil gebruik, is die gawe van profesie. Hy sê, iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Dis waarom tale nie die belangrikste gawe is nie. Nee, want as jy tale gebruik, dan verstaan mense jou nie, dis eintlik net God wat jou kan verstaan. Maar dan kom hy in vers 3 en dan sê hy, iemand wat profeteer, want hy is besig om vir hulle te wys, profesie is die een gawe wat ons almal kan van die Here verwag. Iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou, bemoedig en vertroos. Paulus sê hier, die bedoeling van profesie, is drieërlei. Daardeur bou God mense geestelik op, hy bemoedig hulle, hy vertroos hulle. Nee, hoor, God bou mense geestelik op. Ek bedoel, hulle was miskien moedeloos. Hulle het ondersteuning nodig gehad. En dan gee God hierdie gawe van profesie. Hy gee vir jou profetiese woord om vir hulle te gee. En terwyl hulle bedien word met hierdie profetiese woord, voel hulle hoe hulle letterlik opgebou word. Hulle spiere, dit is amper asof hulle spiere kry om die situasie te kan hanteer waarin hulle is. Maar hulle word ook in die proses verder, hulle word bemoedig. Hulle word as mens moet verstaan wat aan die gang is, dan help ek jou om die situasie te kan hanteer. En dis wat bemoediging is. Bemoediging help jou die situasie verstaan. Jy verstaan hoe die goeders in mekaar pas. As God dan vir jou sê, dis waarmee ek besig is in jou lewe, dit het gebeur, maar dis waarmee ek nou besig is, dis waarheen ek met jou op pad is. Skielik pas die goeders in mekaar in, en jy verstaan die sin in die situasie. En dit bemoedig 'n mens. Maar verder vertroos dit jou ook. Nou, waar jy voorheen miskien, dit was 'n krisis gewees, en jy het gehuil, want jy kon nie verstaan nie. En dan kom hierdie profetiese woord wat God gee deur iemand vir jou,
En hy wys vir jou hoe die goeders in mekaar pas en waarmee God besig is, maar hy help vir jou ook om te verstaan, byvoorbeeld miskien dat dit 'n aanslag van die vyand was, wat in jou lewe plaasgevind het. En dit vertroos jou, dit kom deur hierdie profetiese woord, kom God letterlik en kom vee jou trane af. Dis die bedoeling van profesie, sê Paulus. Daarom is profesie so kosbaar in almal van ons lewens. As God skielik hier voor jou kom staan deur iemand en hy kom gee vir jou hierdie woord en jy weet, hierdie persoon het niks geweet van wat in jou lewe aan die gang is nie. En jy weet, dit is net God. God wat amper vir jou, ek wil jy's een van meer as 6 biljoen mense op hierdie aarde. En hier kom staan God voor jou wat 'n sandkorreltjie is. En God sê vir jou, ek is in die detail van jou lewe betrokke. Deur hierdie profetiese woord. Ek wil dit bemoedig 'n mens, dit bou jou op, dit vertroos 'n mens. Daarom sê Paulus, is profesie so belangrik, né? Daarom moet ons onsself aanbied dat God ons kan gebruik, né? Deur die gawe van profesie in mekaar se lewens. Kom ons gaan weer net terug daar na 1 Korintiërs 12 toe. Ja, miskien moet ek net gou dit ook nog rondom profesie sê. Hoe weet ons dat 'n profetiese woord van God is? Hoe weet ons? As iemand kom en hy sê vir ons, hier is, God gee vir jou hierdie profetiese woord. Is elke woord wat iemand na ons te bring altyd 'n profetiese woord van God? Ongelukkig nie. Partykeer kan mense na jou toe kom en vir jou sê, maar hulle het 'n profetiese woord van God vir jou en dan het hulle verkeerd gehoor. Of hulle dit wat hulle gehoor het verkeerd geïnterpreteer. En daarom sê die Bybel, as God met ons kom praat deur profesie, as iemand vir ons 'n profetiese woord bring, sê hy daar in 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 19 tot 22, dan sê hy, dan is dit my en jou verantwoordelikheid om altyd elke profetiese woord te toets. Ons moet elke profetiese woord toets. Daai selfe verse sê ook vir ons, moet natuurlik nie profetiese woorde minag nie, né? Omdat jy miskien nie dink die persoon wat vir jou die woord gebring het is belangrik of weet genoeg of ken nou die Here al lank genoeg nie. Moenie dink daarom dit is nie 'n profetiese woord van God nie. Moenie 'n profesie minag nie, omdat jy die persoon wat die woord bring minag nie of dink hulle is nie belangrik nie. God kan enigiemand gebruik. Daarom moet ek en jy, ons moet luister na die woord, as dit moontlik is, moet ons so gou as moontlik die woord neerskryf, of die woord opneem op 'n bandjie. Hoekom? Sodat ons die woord agterna kan toets, wat 1 Tessalonisense sê. Ons luister na die woord so goed as moontlik, ons probeer onthou wat daar gesê word, en dan vat ons daai woord na God toe, want as dit tog van hom afkom, dan kan hy tog vir ons sê dit kom van hom af. En dan sê ons, Here, iemand het vir ons hierdie woord gebring en gesê dis 'n profetiese woord van U af. Kom bevestig net of hierdie woord van U af is. Hoe toets 'n mens 'n woord? Eerste toets. Dit sal altyd klop met die woord. Die Bybel, dit sal altyd klop met die Bybel as dit van God afkom. As jy 'n woord kry van iemand af en daai persoon sê dis van God, en daai woord op een of ander manier is nie in lyn met die boodskap van die Bybel nie, dan weet jy dit kom nie van God nie. Die Bybel is ons finale betroubare toets vir enige profetiese woord. Tweede toets, bevestig God dit deur ander gelowiges. Ek bedoel, ons is tog deel van 'n liggaam van Jesus. God bedoel ons nie om lone rangers te wees nie. Daarom pas ons ergens in die liggaam van Jesus in 'n familie in, Ek bedoel, as jy nie seker is of hierdie woord van God af is nie, deel dit met die ander gelowiges en laat hulle inspreek in jou lewe om vir jou te help om seker te maak, is dit van God. Geestelike leier wat mentorfigure in jou lewe is, ander gelowiges. Bevestig God dit dalk op ander maniere, miskien in jou eie gees. Is interessant, Kolossense 3 vers 15 sê, vrede sal julle skeidsregter wees. Ek vertaal dit nou sommer letterlik wat in die Grieks staan. Vrede sal julle skeidsregter wees. Sal julle skeidsregter wees. Daarom met ander woorde, as jy daai profetiese woord kry, sal God deur sy gees hier binne in jou 'n innerlike vrede oor daai woord gee as dit van God af is. Miskien dit beteken nie noodwendig dat dit vir jou nie nuus gaan wees nie. Baie keer is profetiese woorde vir ons nuus. Ons het dit nie voorheen gehoor nie. En nou gee God hierdie woord, maar jy het 'n innerlike vrede oor hierdie woord. 'n Innerlike vrede.
En natuurlik 'n volgende toets is, as dit werklik van God af is, sal dit realiseer. Dit sal realiseer. Deuteronomium 13. Nou, as die woord nie van God, as dit nie van God af is nie, nee, en die persoon sê dit en dit gaan gebeur, nee, en dit gebeur nie, dan weet jy. Maar wees maar versigtig met hierdie toets. Nee, want onthou, God het vir Abraham gesê, jy gaan 'n kind hê. En hy moes 25 jaar wag vir daai kind. Met ander woorde, partykeer verloop 'n tyd. Partykeer kom profetiese woorde en sê vir ons, oor 3 weke of oor 6 weke gaan dit gebeur. Mens moet ook altyd tyd baie mooi versigtig hanteer in profetiese woorde. Want ek wil 3 weke kan partykeer 'n kort tydperk aandui, nie so spesifiek 3 weke aandui nie. Nee, wees dus versigtig om te sê, nee, die woord het nie gebeur nie, dis heel waarskynlik nie van God nie. Wees maar versigtig. Sit dit maar op die rak en laat God maar vir jou wys of dit 'n woord van hom af is of dit nie 'n woord van hom is nie. Maar die een gawe waarin God ons almal wil gebruik, wat 'n geweldige impak in ons almal se lewens en daar ook buite in die gemeenskap en ongelowiges se lewens kan hê, is die gawe van profesie. En dis wat Paulus in 1 Korintiërs 14 sê. Hy sê, daarom wil God profesie so gebruik selfs in ongelowiges se lewens. Want as God vir jou 'n profetiese woord gee vir 'n ongelowige en jy gaan bedien dit aan daai ou, dan is dit die gawe wat mense laat sê, nou weet ek, God is hier by julle. Nou weet ek, God is hier. Hierdie woord kan net van God afkom. En dit spreek tot mense se lewens. Daarom kan ons God vertrou om ons in hierdie gawe te gebruik. As dit is, die volgende gawe wat hy daar in 1 Korintiërs 12 noem, hy sê, aan 'n ander een gee hy die gawe om tussen die geeste te onderskei. Tussen die geeste te kan onderskei is iets van wat Paulus daar in Efesiërs 6 vers 12 sê, as hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die onsigbare magte in die lig. Nee, hierdie bonatuurlike vermoë om tussen die geeste te kan onderskei, is 'n vermoë wat God vir jou gee, letterlik 'n bril om te kan sien, is dit God wat hier werk, of is dit die vyand wat hier werk? Wat is hier aan die gang? En God gee vir sekere van ons die bonatuurlike vermoë in bepaalde situasies om te kan onderskei, wie is hier aan die werk? Wie is hier aan die werk? Volgende gawe wat hy daar noem. Aan 'n ander een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik. En 'n ander een die vermoë om dit uit te lê. Die vermoë om dit uit te lê. Dit is interessant, in 1 Korintiërs 14 praat Paulus natuurlik oor tale ook. En hy noem verskillende tale wat God kan gee. Nee, ons het al daar in Handelinge 2 die gawe gesien van bestaande tale. Wat God letterlik vir jou 'n gawe kan gee om in 'n bestaande taal te kan praat, soos in Handelinge 2, wat ander mense praat ergens in die wêreld. En jy het nooit dit geleer op skool nie, maar skielik het jy daai vermoë om daai taal te kan praat. Bonatuurlike gawe. Die ander gawe van tale, waarvan ons in 1 Korintiërs 14 lees, is 'n taal wat God gee aan sy mense, wat die Bybel, wat ons amper 'n hemelse taal kan noem, deur die werking van God se Gees, waar jy, as jy alleen is met God, byvoorbeeld in jou stilte tyd, besig om te bid, waar God vir jou hierdie taal gee deur die werking van sy Gees, en dit is letterlik God se Gees wat in jou is, wat met die Vader praat deur hierdie taal, en dit is nie Afrikaans nie, of is eers Engels nie. Nee, dit klink soos klanke, dit klink partykeer so borrelend. Dit is onverstaanbaar. En dit is God se Gees wat letterlik met die Vader praat op hierdie manier. En jy verstaan dit nie. Want dit is nie bedoel om te verstaan te word nie. Ja, jy kan vir God vra om vir jou te help om dit te verstaan. Maar hierdie is hoe sê Paulus? Dis letterlik waardeur God se Gees deur jou gees met die Vader praat. Nee, dis waarvoor dit bedoel is. En dan is dit interessant, nog een van hierdie tale wat God so deur sy Gees, 'n bonatuurlike taal wat God deur sy Gees kan gee, is bedoel waar die hemelse tale bedoel is vir daar waar ons alleen met God besig is. Is hierdie taal bedoel vir die byeenkoms van gelowiges. En Paulus sê, en dan is daar ruimte vir 2 of 3 sulke mense wat kan opstaan om in hierdie taal te kan praat in 'n byeenkoms van gelowiges, maar dan net alleenlik as dit gepaard gaan met die ander gawe, naamlik om te kan uitlê. God gaan vir iemand gee om in 'n taal iets te sê in die byeenkoms van gelowiges wat niemand verstaan nie, want dis in 'n bonatuurlike taal. Maar as God op hierdie manier werk in die byeenkoms van gelowiges, sê Paulus,
dan sal dit altyd gepaard gaan daarmee dat hy aan iemand anders of miskien selfs aan daai selfde persoon die bo-natuurlike gawe gee om dit uit te lê, Nee? En as daar nie iemand anders is om dit te kan uitlê nie, dan moet die leier in daai byeenkoms net eenvoudig sê, verder niemand gaan in tale praat in die byeenkoms van gelowiges nie. Nee? Want God het nie die uitleg gegee nie. En dis die orde, want Paulus sê, want ek bedoel, wat help dit nou, wat 'n nut het dit, as daar nou in tale gepraat word en niemand kan verstaan nie, dan is dit baie beter om liewers in bestaande tale te praat, en verstaanbare tale te praat, met almal daar teenwoordig, en veral as daar ongelowiges onder ons teenwoordig is, nee, sodat God hulle kan bedien. Nee, dis hoe die goeders in mekaar pas. Wat belangrik is, en daarmee wil ek afsluit, is dat God sê, in hierdie nuwe era, kan julle van my verwag, dat ek elkeen van julle wil bonatuurlik toerus deur my gees, om op hierdie manier deur julle te werk, deur hierdie verskillende tale, deur hierdie verskillende gawes, profesie, wysheid, bonatuurlike kennis. Ek sal besluit, as ek die kraan oopdraai, wat deur julle stroom. Wees julle maar net sensitief, waar julle moet wees, wanneer ek julle wil gebruik, en wees beskikbaar. En julle sal beleef, hoe ek mense bonatuurlik begin bedien deur julle. Kom ons dank die Here daarvoor dat hy ons ook op hierdie manier kan gebruik. Vader, ons kom na u toe en ons dank u vir die insig wat u net deur u woord weer opnuut vir ons gegee het, oor hoe die goeders in mekaar pas, Here, en hoe u, ja, selfs vir my, kan gebruik om ander te bedien, Here. In so 'n mate, dat hulle regtig beleef, u is daar, en dat u verheerlik kan word, en dat u koninkryk kan kom, dat u wil kan geskied. Here, en daarom wil ons onsself aanbied, en ons wil bid, Here, gebruik ons soos en hoe u wil, sodat u naam verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Breathe life into these empty chambers, and Lord, let your kingdom